Volgens Daniël 9:27 is die eerste 1260 dae nie verdrukking nie. Dis 'n tyd van vals vrede. Ons is mos nie stupid nie. Ons kan mos lees wat daar staan. Dis nie hier begin die groot verdrukking nie. Dis vrede. Daar word offers gebrand. Hulle het braaivleis saam. As jy my nooi vir 'n skaapchoppie en 'n steakie, is ons vriende of vyande? Ons is vriende. So hier is hulle besig om skaapchoppies te braai. Verstaan jy wat ek sê? Hulle eet van die offerhande en die brode, ongesuurde brode en goed. So, is dit 'n tyd van oorlog? Nee. Is dit 'n tyd van groot verdrukking? Nee. Is dit 'n tyd van vals vrede? Ja. En dis wat die kerk gemis het. Nou sê ek weer, dis wat die protestante kerke gemis het vir meer as 600 jaar. En dis wat Jaffas vir 'n halfmaal professor, toe ek 'n jong pastoor was al, kom oopmaak het. En gewys het, nie deur boeke en internet, daai tyd was daar nie eers internet gewees nie, maar deur die woord, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. U verstaan, ek gaan dit weer verduidelik, ek gaan weer die grafieke gebruik, terwille van die nuwe mense, en wie dit gesien het in die tyd van Dani Botha se September wegraping, toe ek die grafieke gebruik, ek gaan dan presies daai selfde grafieke gebruik, want ek het dit klaar gemaak, ek hoef ons nou nie ander te gemaak nie, dis mos nou dom, so ek gebruik dieselfde grafieke, 'n kind kan dit verstaan. So nou, begin die groot verdrukking wanneer die verbond sluit? Nee, John Hagee sê so, maar wie is John Hagee? Verstaan jy wat ek sê? Hy sê die profeet van die tyd nie. Nee, ek is nie die profeet van die tyd nie, want ek is nie 'n profeet nie. Ek is net 'n instrument wat Jahwe gebruik. Eintlik die tyd van die profete is lankal verby. As jy Hebreërs 1 lees, ek gee dit sommer net so per toevallig. Gaan lees Hebreërs 1 vers 1. Hy sê in die ou tyd, die Ou Testamentiese tyd, het Vader Jahwe tot die volk Israel gespreek deur profete. Hy sê vandag van die Nuwe Testament af, van Jahwe spreek hy deur ons deur sy seun. Wie sy seun? Jahwe, nie die ou profete nie. Nie profete nie. Verstaan? Want die profete het opgeslip. Die tyd van die profete is verby. Vandag spreek hy tot ons deur sy seun en deur die Ruach HaKodesh, elkeen. En dis hoekom hy sê, hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Julle liggame is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. En as ek so verwys, dan verwys ek na my sielsdimensie, van my slaap tot op my kop. Daai gedeelte is jou sielsdimensie, is jou kognitiewe denkwyse, dit kan nie vergaan nie. Dit lewe voort as jy doodgaan. So, nou kom ek terug, hy sê, slagoffers en spysoffers hy laat ophou. Hy maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwels, hier in die middel van die week, nou die week is daar, 7 jaar, 1260 dae, 3,5 jaar, tyd en 'n halwe tyd, 42 maande. Wat sal hy maak? En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. So hierso, wanneer die wederkoms plaasvind, die bereid gaan nie deur die groot verdrukking, hier's nie 'n wegraping nie, al sê John Hagee so, al sê Donald Trump so, al sê wie so, hulle kan nie eers Engels lees nie. Ek vra vir hulle, verduidelik vir my Daniël 9:27, Daniël 12 vers 12, dan val hulle monde net so oop. Oh no, it's sealed up, it's not for us to understand. Want daarso in Daniël 12 vers 4 en 7 sê die engel, sê Jahwe van die engel Michael, verseël dit tot aan die eindtyd, dan sal ek dit oopmaak. So hierso, wanneer die verbond gebreek word, begin die gruwel. Die vleuel van gruwel. Die vleuel beteken, dit gaan die aarde bedek. Dis nie net vir Jerusalem nie. Dis nie net vir 'n sekere gedeelte van die aarde nie. Die vleuel van gruwel beteken dit vlieg. Dit sal oor die aarde vlieg, net so. Wat's dit? Die groot verdrukking. Gruwels. Hulle gaan mense se koppe afkap. Glo jy my? Gaan kyk wat sê Openbaring 6 vers 9. Na die wederkoms gaan daar 'n paar mense wees wat nie die merk op hulle regterhand en voorkop wat die Openbaring 13 vers 16 tot 18. Hulle gaan nie die merk op hulle regterhand vat nie. Openbaring 6 vers 9 sê hulle koppe word afgesny. Dis die ouens wat in die kerke gesit het en nie geluister het nie. Wat aangehou dink ek is halfmal. Ek sê net, bewys my verkeerd. Hoekom tot vandag toe het niemand my nog ooit aangevat nie? Waar is julle teoloë? Waar is julle professore? Julle wat deur die verskriklike bekende universiteite kom.
Julle het maar net geleer in die verskriklike universiteite wat hulle dogma en Rooms-Katolieke teologie is. En vandag is meeste van hierdie universiteite wat dit kom by die teologie, want hulle het nie eens eskatologie nie. Die wat ek nou hoor, daar is, ek dink dit is stukkies wat nou eskatologie aanbid, is so katoliek georiënteerd, dit is so 'n klein stukkie. Hulle kom nie eers by die Bybelse waarhede nie, want verduidelik my net Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12.